Hallo, my naam is Sheria en vandag wil ek bietjie met julle gesels oor die verteringsstelsel. So, wanneer ons eet, gebruik ons mond. So, die verteringsstelsel begin by die mond. Ons gebruik ons tande om ons kos fyn te kou sodat vir ons liggaam makliker verteerbaar is. Die tong is verantwoordelik daarvoor dat ons kan proe wat ons eet en dit help ook om die kos af te sluk. Daar is 'n speekselklier binne in die mond wat slaimvliese vervaardig om die mond klam te hou en om die mond en die tande ook skoon te hou. Kyk, die slukdarm dra die voedsel oor van die mond na die maag. Kyk, so die maag. Kyk, so in die maag, die voedsel word hier in vloeistof omgeskakel en die vertering van stysel en proteïene begin ook hier. Daarna vind die absorpsie van verskeie stowwe ook plaas. Kyk, so nou die lewer. Die lewer reguleer die chemiese vlakke in die bloed en skei 'n produk genaamd gal af. Kyk, dit loop dan na die galblaas toe. Kyk, so die galblaas stoor die gal wat die lewer geproduseer het. So wanneer ons eet, ontvang die galblaas syne om die gestoorde gal saam te pers deur die gal weg. Hierdie gal vind nou sy pad na die duodenum. So die duodenum is hierso. Kyk, so die duodenum gaan dan aan met die verteringsproses wat by ander organe soos die mond en die maag begin het. Dit begin ook die absorpsieproses van die voedingsstowwe wat in jou bloedstroom rond beweeg. Die duodenum help die liggaam ook om suur van voedsel af te breek en te absorbeer, sodat hierdie suur nie die dun darm kan beskadig nie. Kyk, die pankreas is hierso. Dis hy. Die pankreas se hoofdoel is om die liggaam te help met vertering deur om hormone vry te stel wat die liggaam se bloedsuiker reguleer. Dan is ons by die dun darm. So die dun darm verander halfvaste voedsel in vloeistof, sodat die liggaam die voedingsstowwe wat dit nodig het kan absorbeer en gebruik. Kyk, nou is ons by die dik darm. Hy is om die dun darm, dis hy. Die hoofdoel van die dik darm is om water en elektrolyte in die liggaam te absorbeer. Dit is ook verantwoordelik vir die vervaardiging en absorpsie van vitamiene en die vorming en aandryf van ontlasting na die rektum. Die rektum, hy kom daarso. Okay, so die rektum se hoofdoel is om die ontlasting daar tydelik te stoor. Soos wat die rektum met ontlasting vol word die rektum kom hierso. Okay, so die hoofdoel van die rektum is om ontlasting tydelik te stoor. Soos wat die rektum met ontlasting vol word die strekreseptore van die anus geaktiveer. Die stoelgang in die liggaam beweeg nou na die anus. Die anus kom hier onder sy. Nou dit is die laaste orgaan wat nodig is by die spysverteringsstelsel. Dit is die opening aan die ver einde van die verteringskanaal waar die ontlasting uit die liggaam uit verwyder word. Baie dankie.